Ons het reeds vraag 5 van die Junie 2024 eksamen graad 11 wat in Gauteng geskryf is, beantwoord. Maar ek wou graag my eie vraag ook byvoeg. Dit is maar die soort vrae wat ek weet dikwels gevra word, selfs in matriek. En ek dink dit is tog belangrik dat 'n mens 'n les daaraan afstaan. So my eerste vraag is, vir watter waardes van K sal f van x is gelyk aan k 2 verskillende wortels hê? Nou voor ek daardie vraag beantwoord, kyk net gou na die grafiek. Ons het 'n f wat 'n parabool is, daar is sy vergelyking. Ons het 'n reguit lyn G, daar is sy vergelyking. Ons ken die draaipunt, P is die punt -1, 9. Nou ek wil graag vir julle vra, as ek hierdie kan sien as 2 funksies. Ek het 'n funksie aan die linkerkant, dit is f van x, en sy vergelyking weet ons is minus x kwadraat minus 2x plus 8. En ek het ook 'n funksie aan die regterkant. Nou ek kan hom maar noem net wat ek wil. Kom ons sê maar hy is q van x. En aan die regterkant het ek net 'n k. So q van x is gelyk aan k. So wat ek wil weet is, watter tipe funksie is hierdie? Ja, dit is 'n horisontale reguit lyn. 'n horisontale reguit lyn. So, ek gaan hierdie beskou as 2 funksies en ek wil hê hulle met 2 verskillende wortels hê. Nou, om 2 verskillende wortels te hê, sal dit beteken die 2 funksies moet op 2 plekke sny. Kom ons kyk sommer na die een hier op die grafiek reeds geteken, my parabool en my reguitlyn daar. As ek wil weet waar is daardie 2 funksies gelyk, dit is waar ek my wortels gaan kry, is waar sny daardie funksies, dan sal ek sê, is hier by A en is daar by B. So, nou het ek die funksie f, so aan die linkerkant het ek nou eintlik maar minus x kwadraat minus 2x plus 8 is gelyk aan k, maar ek sien dit as 2 verskillende funksies. Hierdie een se grafiek het ek reeds, en vir die parabool, vir die lyn y gelyk aan k, daar is die lyn y gelyk aan k, is dit maar net 'n horisontale lyn. En nou wil ek graag daardie horisontale lyn van my bietjie hier na die grafiek toe beweeg. Ek moes hom dalk 'n klein bietjie langer getrek het, maar goed, daar is hy. Hoeveel plekke sny die 2 nou? Hulle sny hier en ook daar. So op die plek, wat hier ernstig 'n negatiewe waarde vir y is, daar het ek 2 verskillende wortels. As ek die lyn so bietjie opbeweeg, kom ons kyk of ek die lyn raak gevat kry. Ja, as daar op die x-as, het ek nog steeds 2 verskillende wortels. As ek hom hier sit, het ek nog steeds 2 verskillende wortels, want hulle sny nog steeds op 2 plekke. Nou jy moet onthou, hierdie vergelyking hang af van waar ek deur die y-as gaan. As ek nou moet so skat, so ek sê hierdie is nou omtrent y gelyk aan 4. En ek het 2 wortels. Goed, kom ons skuif ons lyn nog 'n bietjie op. Daar is ek nou ongeveer. En weer eens het ek 2 wortels. Ek het 'n wortel hier en ek het 'n wortel hier. Vir my lyk dit nou omtrent soos y gelyk aan 7. Daar is y gelyk aan 8. Nou, hoeveel wortels het ek wanneer ek teken y gelyk aan 8? Gaan hom nou maar so maak. Daar is y gelyk aan 8. Ek het nog steeds 2 wortels, want ek het hier 'n wortel en daar 'n wortel. Nou, wanneer sal ek dan net 1 wortel kry? Presies wanneer my lyn
deur die draaipunt gaan. Want nou het ek net een wortel. So ons het gesien vir al hierdie eiwaardes ondertoe, kry ek 2 wortels. Die eerste keer wanneer ek 1 wortel kry, is wanneer ek kom by y gelyk aan 9. En wat gebeur as ek nog groter gaan, as ek my y nog 'n bietjie opskuif? Is baie moeilik om die reguit lyn alleen vas te vat, maar ek dink daar het ek dit nou min of meer. Kan jy sien dat nou sny die reguit lyn en die parabool glad nie. So dit beteken ek het nou geen wortel. So waar het ons gesien is daar 2 wortels? Wanneer my lyn laer is as y is gelyk aan -9. So dit beteken die waarde van k moet kleiner wees as 9. Goed, nommer 2. Laat ek net hier daardie een wegvat en dan bring ek nommer 2 op. Vir watter waardes van k sal f van x is gelyk aan k 2 verskillende negatiewe wortels hê? Nou ja, ons gaan nou maar weer doen. F van x is maar wat hy is en q van x gaan ek beskou as die lyn y is gelyk aan k, wat weer eens 'n horisontale lyn is. Nou, as ek na daardie horisontale lyn kyk, laat ek net eers sê, die enigste ding wat nou anders is dat ek wil hê albei wortels moet negatief wees. So kom ons kyk as ek die lyn skuif. Ek dink ek moet hom sommer net 'n bietjie langer trek voor ek hom skuif. En daar gaan hy. As ek hom hier het, dan het ek 'n negatiewe antwoord. Kom ons kry net die. Hierdie koördinaat, hierdie x-waarde is negatief en hierdie een is positief. So ek kan nie my horisontale lyn hier trek nie, want ek wil 2 negatiewe wortels hê. Goed, as ons die lyn bietjie hoër beweeg. Ek gaan nie die lyn vas. Daar's hy. As ek hier kom, het ek nog steeds 1 positief en 1 negatief, 1 positief en 1 negatief. Die eerste plek waar ek sinvol kan stop, is daar wanneer ek het y gelyk aan 8. Ek is hier deur die punt B. Want wat gebeur nou? Ek het 'n wortel hier, dit is x is gelyk aan -4, en ek het 'n wortel daar, dit is x is gelyk aan 0. Maar ek wil 2 negatiewe wortels hê, en ek weet nie of 0 positief of negatief is nie, ek weet eintlik hy het nie 'n teken nie, so ek kan nie sê dis een van my negatiewe wortels nie, maar as ek my lyn net 'n klein bietjie groter trek, ek gaan nog 'n lyn trek, daar sy, net 'n klein bietjie groter, so ek wil die lyn net bokant daai een sit. Kan jy sien dat ek nou 2 wortels het? Die een is negatief, definitief, ek gaan dit hier aflees, en die ander een is hier net bokant, net links van die y-as, so sy x-koördinaat is ook negatief. En dan sal ek moet stop met my lyne. Kom ons trek nog een. Ek sal moet stop met my lyne wanneer ek kom net voor y gelyk aan 9. So dis net daardie stukkie waar my lyne, hierdie stukkie hier, waar my lyne vir my 2 negatiewe wortels gaan gee. So my antwoord gaan wees dat k moet groter as 8 wees. K moet groter as 8 wees en k moet kleiner as 9 wees. Okay, so
van 8 af tot by 9, dan skryf jy die kleinste een eerste, en dan die grootste een, en baie belangrik, sorg dat hierdie 2 tekens dieselfde is. Goed, vraag 3. Sê, as H die refleksie, kom ons maak skoon, sodat ons net mooi weer kan kyk. Gaan hierdie een bietjie links skuif, kan ek hierdie een 'n bietjie inskuif, daar is hy, nommer 3, as H die refleksie van F in die y-as is, skryf die vergelyking van H neer in die vorm y is gelyk aan iets. So, hoe werk 'n refleksie in die y-as? Al wat dan mos gebeur, ek maak vir x gelyk aan minus x. So, dan vat ek doeteenvoudig die vergelyking van f, en elke keer waar ek 'n x het, sit ek 'n minus x. Hier korte is gelyk aan, ek gaan gou hier uitvee, y is gelyk aan minus, en dan minus x kwadraat, minus x plus 8. En dan kan ek uitvermenigvuldig, minus x mal minus x is positief x kwadraat, saam met daai minus, gee vir my minus x kwadraat, min x mal min x is plus x, en plus 8. Goed, vraag 9 punt, of vraag 5, en vraag 4. Hierdie is my eie nommer, so is nommer 4. Skryf die koördinate van die draaipunt van H neer. Nou, wat gebeur as 'n mens in die y-as reflekteer? Kom ons vat daai punt P hier. Hy is min 1, 9. As ek hom in die y-as reflekteer, dan gaan hy mos loodreg deur die y-as, en die koördinaat van hierdie beeld is die x is dan 1 en die y bly 9, want dit moet dieselfde afstand deur die y-as gaan. So, dit is sommer die koördinaat van die nuwe draaipunt. Goed, ek dink ons moet eers weer 'n bietjie plek maak. Laat ek ook sommer al hierdie vrae uitvee. Vraag 5 sê, skryf as hier die refleksie van f in die x-as is, skryf die vergelyking van hier neer. So, refleksie in die x-as, refleksie, kom ek vat net 'n pen, refleksie in die x-as, dan word y mos minus y. So, dan sal my vergelyking wees, minus y is gelyk aan minus x kwadraat minus 2x plus 8, en daarom as ek met die minus maal, dan kry ek plus x kwadraat plus 2x en plus minus 8. Ek moet die minus reg deur vermenigvuldig. So, as ek met hierdie minus maal, gaan al die terme se tekens verander. Vraag 6. Bepaal die waardeversameling van J. Nou onthou, J was die refleksie van F in die x-as. Met ander woorde, as ek die boek op die x-as wil toemaak, moet die twee op mekaar lê. Dit gaan ietsie soos, laat ek net sien, so iets wees. Gaan daar en daar. Die twee gaan so presies
op mekaar kan lê. En daai draaipunt, omdat jy reguit deur die x-as gaan die x-koördinaat nie verander nie. So, die vraag vra vir my die waardeversameling van J. Nou as jy na die blou grafiek kyk, en ons maak nou maar vir onsself weer 'n horisontale lyn, waar begin die grafiek? Is hier enige plek waar ek die grafiek van J gaan sny? Definitief nie, want dit is 'n horisontale lyn. Die eerste plek waar ek net aan hom gaan raak, is daar by die draaipunt, en die draaipunt se x-koördinaat is nog steeds 1, of min 1, maar sy y-koördinaat is nou min 9. En dan gaan ek al die y-waardes bokant min 9 gaan ek kry dat dit die grafiek gaan sny. So vir die waardeversameling is y 'n element van reële getalle en y is groter of gelyk aan minus 9, want die waarde minus 9 lê op die grafiek, dis by die draaipunt. Goed, nou ons laaste vraag. Sê beskryf, nou kom ek maak vir myself hier plek om te skryf. Beskryf die transformasie van f na s, as s van x gelyk is aan f van x plus 2. So wat ek hier gedoen het, was om die x te vervang met x plus 2. En hoe verander dit die grafiek? Dit skuif die grafiek, met 2 eenhede na, nou ja, is dit na regs of na links? Onthou, vir my horisontale skuwe voel dit so bietjie verkeerd om. As ek bytel, dan skuif ek na links. Goed, ek hoop my eie vraag het julle ook 'n bietjie gehelp. Onthou asseblief om die link te versprei. Ek sal baie graag soveel as moontlik Afrikaanse leerders in wiskunde wil bereik.